Hallo julle, vandag kyk ons na 'n eksamenvraag oor die toekomstige waardeformule. Onthou, die F in die toekomstige waarde staan vir future. En dis dan so maklik om te onthou dat jy dit moet gebruik. Nou, hoe weet ek moet die toekomstige waarde gebruik? Wel, in my vraag sê dit, Sarah het 'n spaarrekening oopgemaak. En jy weet dat wanneer jy spaar, moet jy altyd die toekomstige waardeformule gebruik. Kom ons lees verder. Dan sê dit die rente is 5,8% per jaar kwartaalliks saamgestel. So, my waarde vir U gaan wees 0,058, wat man die 5,8 gedeel deur 100 is, en dan omdat dit kwartaalliks saamgestel is, moet ek dit deur 4 deel. Verder, sy het op 1 Januarie 2020 R2300 gedeponeer. So dit gee klaar vir ons my X-waarde. Dit is R2300. En dan het sy voortgegaan om deposito's van 2300, jy sien dis dieselfde bedrag, aan die begin van elke kwartaal daarna te maak. Nou kom ons dink 'n bietjie, hoe lyk kwartale? Omdat sy haar betalings aan die begin van 'n maand maak, gaan ek sê die 1 Januarie is wanneer die eerste kwartaal begin. Dan gaan die volgende kwartaal op die 1 April begin. Die volgende een gaan die 1 Julie wees en die volgende een gaan die 1 Oktober wees. So in elke jaar is daar 4 betalings, want sy maak aan die begin van die kwartaal haar betalings. So as ek hier na die eerste jaar kyk, dan gaan dit nou die 1 Januarie wees, en dit gaan wees die 1 April, daar het ek die 1 Julie, en die 1 Oktober. So dit is nou vir 2020, want dis hoe sy haar eerste betalings gemaak het. Sy maak haar laaste betaling op die 1 Oktober van 2025. So kom ons sê maar daar is die 1 Oktober van 2025, dan kry ons die 1 Julie, die 1 April en die 1 Januarie, dis alles van 2025, dit is haar laaste jaar wanneer sy betaal, en omdat sy 'n betaling maak tot by die 1 Oktober, verkeerde ingevat, tot by die 1 Oktober, maak sy ook 4 betalings in daardie jaar. So regtig, ons weet dat sy 4 betalings elke jaar maak. Nou, hoeveel jare is dit? So as ek in 2020 my eerste betalings maak en in 2025 my laaste betalings maak, is dit 6 jaar. 'n Mens vat mos die grootste getal minus die kleinste en plus 1. So dit gee vir my 6 jaar. Of as jy wou, kon jy letterlik neergeskryf het, dis 2020, 2021, 22, 23, 24 en 2025. En as jy hulle tel, is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 jaar. So, hoeveel betalings nou in die 6 jaar? So, my aantal betalings is 4 per jaar. So, ek gaan my N-waarde, wat die aantal betalings moet wees, is dan die 6 jaar met 4 betalings. Dit is 24. Goed, ek het dus nou vir Y, vir X en vir N, en dan kan ek die totale bedrag bereken vir
die 6 jaar deur die future value of die toekomstige waarde formule te gebruik. Nou, ek wil net hier skoon maak, want daar vee ek nou uit, dit was N is gelyk aan 6 maal 4, wat 24 is, en hierdie was X. So daardie 3 waardes gaan ek nou gebruik in my toekomstige waarde formule, maar dan moet jy ook onthou, dat die toekomstige waarde is die waarde onmiddellik na jou laaste betaling. En dis nie wat hulle vra nie. Hulle vra, bereken die totale bedrag op 1 Januarie 2026. So 1 kwartaal verder, daarie is 1 kwartaal. Kry ek, hulle wil eers weet, wat is die bedrag na daardie kwartaal? So, ek moet hierdie waarde van F vir nog 'n kwartaal groei met my gewone graad 11 formule. Onthou jou graad 11 formule? A is gelyk aan P 1 plus I tot die mag N, en my rentekoers gaan nie verander nie. Die bedrag wat ek gaan groei, die een waarmee ek begin, is hierdie P, moenie die mekaar raak later aan, wanneer ons die present value formule ook gaan doen nie. Hier is die P, is die beginbedrag, so ons gaan F daar insit, en dan gaan ons dit nog groei vir 1 kwartaal, want alles hier word kwartaalliks gedoen. 'n algemene fout is om te sê, maar dis nou 3 maande. Ja, dis 3 maande, maar 3 maande is net 1 kwartaal. So my eindbedrag gaan wees, ek wil net hier die wegskuif gou. My eindbedrag, ek skryf dit hier, my eindbedrag gaan wees F maal met die rente wat bygetel is vir daardie kwartaal. En dan weet ons die waarde of die formule vir F, daar het ek hom. En ons weet I en X en N, so ek kan maar net aangaan en invervang. X se waarde is R2300, dan het ek my vierkantige hakie 1 plus I, en I se waarde het ons nou weer hier, dit is 0,058 gedeel deur 4, en dit alles moet verhef word tot die mag N, en N het ons gesien is 24, dan trek ek 1 af, nou ek is nog steeds besig met met F, ek is besig met hierdie vergelyking vir F, en onder die lyn kry ek I, wat 0,058 op 4 is. So al wat ek nou gedoen het, is om F in my formule te sit, en dan moet ek nog vermenigvuldig met 1 plus I, wat 0,058 op 4 is, tot die mag N. Nou hierdie N is vir die tyd wat die geld in die bank gelê het, voordat ek die waarde wil bepaal. En dit was 1 kwartaal, en onthou alles word kwartaalliks gedoen, so, en dit is net 1. En nou ja, dan doen jy hierdie met jou sakrekenaar, deur presies in te tik soos wat dit is, en my finale antwoord is 66411,60. So, 6600, o nee,